Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Wanneer die skrywer hier sê, hy kom niks kort nie, praat hy natuurlik oor behoeftes en nie noodwendig begeertes. Met ander woorde, hy gee ons wat ons nodig het en nie noodwendig wat ook al ons wil hê nie. Maar selfs hieraan is daar 'n voorwaarde. Ons moet hom soek en ons moet hom volg. Ons almal ken die lied. Soek allereers die koninkryk van God. Soek na die wil van die Heer. Alles wat nodig is, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Dis 'n mooi liedjie, maar is ook Jesus se woorde in Lukas 12. In tye van swaar kry en rou kan dit moeilik wees om te sê ek kort niks. In werklikheid voel dit ek kort baie dinge in hierdie oomblik. Maar hoe maak ons sin van ons tye van leed? In die Bybelse wêreldbeskouing het swaar kry min of meer 2 hoofbronne. Die eerste een is ons eie slegte besluite waar ons hom nie gevolg het nie. In Deuteronomium sê hy vir ons, hy hou voor ons die keuse van lewe en dood, van seën en straf. Hy moedig ons aan om lewe te kies, om in liefde met die Here om te gaan, om in gehoorsaamheid aan hom te leef. Dit is in hierdie seisoene waar volwassenheid in die geloof gekweek kan word. Die derde tema is dat ons niks vrees nie. Daar skryf hier, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is met my. Hoekom moet jy bang wees? Die boek van Matteus begin met die wonderlike verkondiging dat die kindjie se naam Immanuel is. God is met ons. Matteus eindig op dieselfde noot. Jesus sê, weet dit verseker, ek is vir altyd by julle tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. En dit is hoe ons nie bang wees. Jesus sê in Lukas 12, moenie bang wees nie, klein kindertjie, want julle Vader het dit goed gevind in die koninkryk van julle gegee. As ons saam met hom wandel, kan ons met gemak vra, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou almal? Soos wat Paulus skryf aan die gemeente in Filippense, hy is in 'n tweestryd. Aan die een kant verlang hy om te vertrek en om by die Here te wees, want dit is verreweg die beste opsie. Sy wandel met die Here op aarde sou bloot aangaan met dieper intensiteit in die hiernamaals. Maar aan die ander kant besef Paulus ook dat hy agter sou laat hier in die wêreld en die mense met wie hy wonderlike verhoudings gehad het. Maak nie saak wat die bron van ons swaar kry of rou is nie, ons kan altyd na hom toe hardloop met ons leed. Ons hoef nie bang te wees nie. Die laaste tema wat kom uit Psalm 23 is die feit dat ons ongelooflik geseënd is. Dawid skryf, U laat my by 'n feesmaal aansit. U ontvang my soos 'n eregas. My beker loop oor. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. Ek dink soms wanneer ons dink aan 'n geseënde lewe, dink ons dit beteken 'n lewe sonder enige probleme. Maar Jesus sê vir ons, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar nou moet ek die wêreld klaar oorwin. God is ongelooflik bemoei met ons swaar kry. Daarom word God 'n mens in Jesus Christus. Hy lewe die perfekte lewe wat ons behoort te lei. Hy sterf 'n brutale dood wat ons moet sterf en so neem hy ons plek. Hy word uit die dood opgewek wat bewys dat hy die Seun van God is en bied aan ons 'n keuse om saam met hom op te staan. Al wat ons moet doen is wegdraai van die wêreld en ons fokus plaas op hom.
sy naam. Dit is die goeie nuus, en as ons dit kies, is dit hoekom ons geseënd is. Soos wat ek vroeër gesê het, ons kan daarom hardloop met ons swaar kry. Wanneer ons eie woorde opraak, kan ons na die psalms toe draai, wat gevul is met gedigte en woorde van mense wat die geloofspad voor ons geloop het, en na die Here uitroep met diep emosies, van swaar kry, van seer, van angs, maar ook van dankbaarheid en lof van die Here. Psalm 23 is een van daardie gedigte. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons herder is. Jesus, dankie dat U ons goeie herder is. U is ons groot herder, ons opperherder. Help ons om U naby te volg. Help ons om saam met U te wandel. Help ons om nabyheid en intimiteit met U te ervaar. Dankie dat U vir ons alles gee wat ons nodig het. Ons goddenis. Dankie dat ons niks hoef te vrees nie, en dat selfs al gaan ons hier moeilike tye, weet ons dat U die wêreld reeds oorwin. Dankie dat U Immanuel is. U is God saam met ons, tot in die einde van die dag. Dankie vir die bevloedige seën wat ons kan ervaar. Dankie dat ons by die tafel saam met U is. Dankie dat ons weer verskil. In Jesus naam. Amen. Ons gaan nou 'n video kyk en daarna sal ons ook 'n liedjie speel.
is nie saam met die water sit om verkeerd lees en so. Met die bril soms nie grappig om onder water te lees nie. Ek wil begin met 'n brief wat sit my gevra om te lees wat maar. Dis is al mense die Roma skool. Dat is in die moeilijkste dag. Want ons had de afdeling van iemand wat zo gedeeld van ons leven was. Maar ik geloof vandaag is die dag waar we helemaal de besonderheid en iemand verwelkom. Omdat we ons zijn op vlak krijgen. Omdat die sterkste, slimste en sterkvolste vrouw wat ik ooit gekend heb. Daar was iets bijzonders aan de man. Manier waarop allemaal mensen wat welkom voel het, die wijsheid wat allemaal met allemaal gedeel het, en die liefde wat allemaal toen natuurlijk gegeven. Allemaal sy teenwoordigheid, het een vertrek gevul, en allemaal sy nalatenskap sal nog vir baie jare van ons agterlijk voortkeer. Dankie allemaal vir elke kostbare herinnering. Dankie vir die wonderlikste vakanties in George, vir die lach, die stories, die liefde en familieoomblikke wat ons altyd sal koester. Dit was nie vakansie nie, dit was herinnering wat verleef het. Ek is ook dankbaar dat al die agterklike kinders die voorgehad het om hom te ken, was so die vir hom. En ek weet, hulle sal altyd onthou hoe spesiaal hulle wat voel het. Min mense kry die seën om oor soveel geslagte liefde te gee. En ou my dit met soveel grasie gedoen. Vanaf is ons hartseer, maar daar is ook 'n troos. Troos in die weet dat ouma nou weer saam met 'n panels op Piet en al die geliefdes wat ons so lang kom is. Ek kan nie herinner hoe wonderlik daar die herinnering gewees het. En ek dink manier is ek selfs met jaloers. Want ouma is nou, daar waar geen pyn is, geen hartseer, geen afskeid meer is. Verder het ons in ons Vader se arms. Ouma, daar sal altyd 'n lewe wees waar ouma was. Ek sal ouma se stem onthou en lag. Ouma se styl, ouma se wysheid en bo alles ouma se liefde. Ek sal altyd saam met haar dra. Dankie dat ouma my ouma was. Dankie vir alles wat ouma vir ons beteken het. Ons sal ouma elke dag mis. Maar as ouma met liefde onder, met dankbaarheid en vier en met hoop uitsien, dat die dag wanneer ons mekaar weer sal sien, tot ons weer ontmoet. Ek is lief vir ons, vir altyd en altyd. Rustig, ons pragtige Engel. Waar begin ek? Ek het in my leeftijd baie mense gehad, wat liefde en wysheid vir my gewysheid geleer het en bewys het. En nou is dit my mense. Geskiedenis, 'n goeie storie uit haar jonger dae, oor 'n goue een, as vir haar lewe. Die passie met hoe sy daai boodskap oordra, sal altyd by my bly. Maar ek moet sien hoeveel vreugde dit vir haar bring. Ouma het plekke in die land verken, wat Google Maps nog nie eens ontdek het nie. En ons klein familie was gelukkig genoeg om van dit saam met haar te kan deel. Sy was gelukkig deel van al kleinkinders en agterkleinkinders se lewens.
Ja, ek moet onthou dat ouma saam my in die middag gegol het. Van Berry tot se laapsie is bewolk van werk lyf gaan kyk. Dis goeie tye. Julle maak op ons lewens, so ek vandag vir julle sê, was baie groot. Maar maak nie saak wat ek aangevang het in die lewe nie. Ek het vir 'n feit geweet. Ek het nooit nodig gehad. Dit is baie trots op my. Toch wat ek bereik het. En dit is my daar beteken. Precies. Sy was 'n groot voorbeeld van liefde elke dag. En 'n persoon wat vol lewe en 'n persoon wat 'n vol lewe gehad het. En sy was ook een baie goeie ma, soos goeie mensies. Dit is 'n baie goeie ma, maak nie saak waarheen as ek gegaan het nie. Ek sal julle sê, julle het nog nie 'n breakfast gehad, soos daai in Woensdagoggend nie, wat sy gemaak het nie, met moeite en liefde. En dit is 'n voorbeeld van wie sy was. Ja, my ouma het haar dae en nabye gehad. Almal wat hier sit en almal wat live kyk, het opsmaakte dinge. Sy was altyd the life of the party. Haar liefde vir musiek was ook baie groot. En sy het 'n impak gehad op almal wat sy ken. Ons onthou haar laaste oujaarsaand wat sy saam ons gevier het. En sy was altyd reg vir 'n dans en dit baie geniet. Elke baai by ons huis het sy haarself verstaan en die kinders wat vir hulle dans en dit ons wil mis, maar soos ons troos onsself daarom dat iemand nou op 'n beter plek is. En nie ons moet vandag hier sit en hartseer raak en maar trane stort van blydskap om 'n fenominale vrou se lewe te vier. Baie dankie almal vandag hier is vir ons politiese begrafenis van die vriende. Ek wil graag my ma en pa aan stel dat afgelope 2 jaar na jou operasie, al die opofferings met die versorging en omsien aan ons skooltjie. Dit was nie 'n maklike pad gewees nie. Ons kleinkinders en agterkleinkinders waardeer dit baie. Martin's Funerals ook bedank doen aan die Martie. Was die dag daar, julle vlugtige respons van julle ons help, baie dankie vir alles. Alles lyk baie pragtig. Dr. Bertus Pretorius is 'n personeel. Wij helpen tot op die laaste. Baie dankie. Emil, baie dankie vir die diens, die verrigtinge wat jy lei. Baie dankie vir dit is wat dit is familie. En dan ook al die telefoonoproepe en boodskappe van ver alweer. Baie dankie vir almal. Dan wil ek ook net vir Jean Kampezelna ook bedank. Sommer net alles wat julle gedoen het vir vandag. En soos jy klaar is, asseblief, we gaan nie daar op en drink 'n lekker koffie saam met ons hier agter. Baie dankie. Dankie Fransjo, vir my baie mooie woorde. Dankie ook vir jou teenwoordigheid en jou ondersteuning wat jy vir ouma gegee het in die laaste tyd. Al vermoë om 'n goeie storie te kan vertel, leef deur jou. En ons waardeer dit. Ek weet nie of daar 'n laaste liedjie is wat gaan speel nie. Ja, ons kan hom nou speel, dankie.
versings na die afloop van die diens. Kom ons verhef ons harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee u vrede. Die Here help u om sterk te staan in sy genade.